Kom hier, ons gaan nou nie liedere saam sing nie, want ons sukkel 'n bietjie mee as ons min is, so ek gaan sommer direk oor na die afkondigings toe. Goed, afkondigings is die redding van siele, voorbinding vir hulle, die heiliging van die kinders van die Here, finansies, die kweekskool en die sondagskool. En ek wil net sê, ons kan die Here dank dat hy ons hierdie jaar deurgedra het finansiëel, maar daar lê 'n nuwe onbekende jaar voor ons voor, so ons moenie oorgerus word nie, ons moet net ons verantwoordelikhede nakom. God is getrou om te voorsien. En ek dink dit geld vir ons groter kerk ook in totaal, dat ons werklik die Here sal vertrou en dat elkeen net getrou sal wees. En dan bid ons ook vir die kweekskool, vir die sondagskool ook. Bid in besonder vir kinders, dat die Here vir ons kinders sal instuur vir hierdie gemeente. Op hierdie stadium is ons amper 'n ou mens gemeente, né? Nou, ons het kinders nodig om dit weer 'n gebalanseerde gemeente te maak. En dan voorbinding vir die siekes, vir Kobus Oberholzer, Tarina Engelbreg, Rina Lombard, Tanya Viljoen se moeder, Marieke de Venier, Tolla Kutse, Hendrik van der Westhuys en Madeleine Botha. En dan verjaarsdae, Marieke de Venier en Martie Dreyer wat die 2 Januarie verjaar. En dan die 1 Januarie die nuwejaarsdiens om 8:00 die oggend. Sal die werklik uitnooi na die diens toe, dat ons by mekaar kom, dat ons die nuwe jaar dan ook begin in die naam van die Here. Dat ons hom kan vertrou om vir ons die jaar wat voor lê, vir ons vooruit te gaan. En dan vir die studente bydraes, vir Tyler en Annelies Rietgard en vir JJ Lombard, bid ook in besonder vir hulle. En dan die voorbidding in hierdie tyd is vir ons kerkgenootskap, dat ons bid vir ons kerk, bid vir ons predikante, bid vir die kweekskool, dat die Here werklik sal seën. Ons weet nie wanneer die Here kom nie, maar as die Here vertoef om te kom, dat ons as kerk sal voortgaan om hierdie boodskap uit te dra. Boodskap van waarheid, wat die wêreld nie altyd daar buite hoor nie. Nou ja, die kollekte sal sommer opgeneem word na afloop van die diens daar by die deur. Stuur u lig en u waarheid, dat die ons bring na die heilige berg en u woninge. Amen. Nou, ons gaan die Bybel oopmaak en wel by Josua, hoofstuk 7, en ons gaan so die eerste 15 verse daar saam lees. Josua 7, die opskrif daar, misdaad van Achan en sy straf. Ek gaan nie so seer oor Achan praat nie, daar kom wel 'n gedagte of 2 na vore, maar dit gaan oor 'n ander aspek wat ek vanaand wil praat. So kom ons lees saam vanaf vers 1. Maar die kinders van Israel het al vergryp aan die bangoed, want Achan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarop het Josua manne van Jerigo afgestuur na Ai wat by Bet-Aven lê, oostelik van Bethel, en hy het met hulle gespreek en gesê: trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. En toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê: al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met die tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min. So het dan van die manskappe omtrent 3000 man daarna toe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim, en hulle verslaan op die afdraand, en die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here,
tot die aand toe, en hy en die oudste van Israel en hulle stof op hulle hoofde gegooi. En Josua het gesê: "Ag Here, Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het U ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly? Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? As die Kanaaniete en al die inwoners van Israel, inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal U dan vir U grote naam doen?" Toe sê die Here aan Josua: "Staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bandgoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê: heilig julle self teen môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme, en die stam wat die Here deur die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens die gesinne. Volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys, moet aankom man vir man, en hy wat in besit van die bandgoed aangewys is, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skandaad in Israel begaan het. Ons lees net tot daar, dan buig ons die hoofde. Ons dierbare Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg om weer eens net uit die woord te kon voorlees. Here, U woord tot ons beskikking te kan hê, en ons sê vir U dankie, Here, dat ons die voorreg het om op hierdie Sondagmiddag laat hier bymekaar te kom, rondom U woord, U te kan aanbid as die enige waaragtige God van hemel en aarde. Here, ons leef in die einde van dae, ons sien dit rondom ons sien al die tekens wat in vervulling gaan, en ons wil vra, Here, dat ons nie in hierdie laat stadium moeg of moedeloos sal word nie, maar ons oë op U sal rig en hierdie pad sal loop, met die wete, Here, U gaan vir ons vooruit. Daar lê vir ons 'n nuwe onbekende jaar voor. Here, ons het nodig om in daardie noue verhouding met U te wandel, elke oomblik, elke tree. En ons wil vir U vra, Here, dat U verhoog sal word. Ons bid vir die woord wat uitgaan. Here, dat U dit sal seën. Ons bid, Here, dat U die naprediker van die woord sal wees, en dat U self daardeur verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou, ons teks van oordenking wil ek aan U voorhou, vers 2. Daarop het Josua manne van Jerigo afgestuur na Ai, wat by Bet-aven lê, oostlik van Bet-el. En hy het met hulle gespreek en gesê: trek op en verken die land. En die manne het opgetrek en Ai verken. Nou, as tema van hierdie boodskap wil ek aan U voorhou, die strikke van Bet-aven. Nou, jare gelede het ek in 'n diens gesit wat Dominee Fred Hope, was hy die spreker gewees, en het hy 'n verhaal vertel, en hy het gesê van die jong man wat daar in Chicago se strate geloop het op soek na 'n kroeg. Maar hierdie kroeg het 'n besondere naam gehad. Hierdie kroeg het vanweë die onheilighede wat daar plaasgevind het daardie kroeg bekend gestaan, en was dit naderhand ook dan op die kroeg opgesit, die hel. En hy het geloop en soek na hierdie kroeg. En op die stadium toe kry iemand in die straat en hy sê vir hom: kan jy vir my wys waar die kroeg is, die hel? Want ek soek daarna. En hy sê vir hom: ja, ek kan vir jou die pad wys. As jy met hierdie pad afstap, gaan jy 'n klein kerkie kry. Nou, op daardie kerkie is daar 'n naam aangebring, Golgotha. Nou, as jy by Golgotha verbystap, dan kom jy by die hel uit. En daardie man sê dankie, en hy het gestap. Nou, hierdie verhaal is as 'n illustrasie gebruik om die waarheid te onderstreep dat indien 'n sondaar in hierdie lewe by Golgotha verbystap, sal hy in God se ewige hel beland. God se hel
Want ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 9, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Nou ek sê God se hel, want ons leef mos in 'n tyd wat mense sê, hulle het hulle hel op aarde. Maar as ek kyk wat Hebreërs 9 vers 27 vir ons sê, dan sê hy vir ons, en net soos die mense bestem is om eenmal te sterwe, en daarna die oordeel, wat vir ons daarop wys, ongeag wat jy op hierdie aarde ervaar, dis nie God se hel nie, God se hel lê voor vir die sondaar. Nou wat hierdie verhaal juis so aangrypend maak, is die feit dat daardie kerkie en daardie kroeg werklik bestaan het. Nou of hy nog bestaan, weet ek nie. Maar volgens getuienisse en dit wat Dominee Fred Hoop in daardie tyd aan ons voorgehou het, is dit 'n werklikheid. Daar was so 'n kerkie en so 'n kroeg wat die onderskeie name gehad het. En was dit dan werklik treffend geweest as jy by Golgotha verbystap, dan kom jy by die hel uit. Nou kyk ons na God se woord, dan besef ons dat plekname in die meeste gevalle, veral vanuit Bybelse begrip, besondere betekenisse het. En dat plekname wat teenoor mekaar staan, dikwels 'n spesifieke geestelike boodskap oordra. Dit was juis vanweë die feit van die bekendheid van die naam Bethel. Want ek dink ons almal weet van Bethel wat die betekenis van die naam Bethel is. Want in Genesis 28 vers 17 lees ons van, dit beteken huis van die Here. Nou, die vraag wat ons dan by my opgekom het, wat beteken Bet-Aven, wat beteken Ai, wat beteken Migmas? En ek het so 'n bietjie na hierdie name begin kyk, en die betekenisse van daardie name 'n bietjie in die konkordansie en kommentare nagegaan. Nou as ons deur God se woord gaan, dan sien ons dat daar spesifieke betekenisse is. En daardie betekenisse het tot my gespreek, want dit is 'n geestelike boodskap wat vir ons daardeur voorgehou word. Want in Hosea 10 vers 5 lees ek die woorde, oor die kalf van Bet-Aven sal die inwoners van Samaria besorg wees. Nou ons weet die afgodsbeeld, die kalf, het kort in die geskiedenis het hy sy verskyning gemaak. Nou ek het gaan kyk na die kommentare en dan word dit gesê, Bet-Aven beteken plek van goddeloosheid. Nou, in die lig van hierdie teks wat ons oordink het volgens Josua 7 vers 2, in die betekenis van die plek van Bet-Aven, wil ek dan as tema aan die voorhou, die strikke van Bet-Aven. Nou soos ons in die inleidende verhaal, die uiteinde van die sondaar vir ons uitgewys het, as jy by Golgotha verbystap, sal jy by die hel uitkom. Net so is daar hierdie plekname volgens Josua 7, wil ek dan die strikke van Bet-Aven vir u voorhou, omdat dit 'n sekere boodskap vir ons oordra. Want ons sien daarso dat hierdie besitname van die beloofde land, ook in die latere geskiedenis, sien ons alles het daar in die omgewing van Bet-Aven afgespeel. Nou hierdie gebeure dien dan as voorbeeld en waarskuwing vir die kind van God in sy geestelike lewe, omdat daar ook vir die kind van God op die pad strikke is, strikke op die geestelike pad. En in die eerste punt wil ek daarin voorhou, die strik op pad na die huis van die Here. En om hierdie gedagte reg te verstaan, wil ek Josua 7 vers 2 in die voorhou, waar ons lees, daarop het Josua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Aven lê, oostlik van Bethel. Nou hierdie drie name het al drie 'n betekenis, want goed, Jericho beteken geurag, Ai beteken hoogte of hoop, Bet-Aven beteken plek van goddeloosheid. Nou sien ons, om hierdie gedagte in reg te verstaan, moet ons in kort na die geskiedenis van die volk Israel kyk, toe hulle met hulle intog deur die Rooi See, deur die Jordaan gekom het. Want kyk ons in die woord van God, dan sien ons dat hulle vanuit die woestyn, vanuit 'n oostelike rigting in 'n westelike. En die eerste stad waarby hulle uitgekom het, was Jericho gewees. En daarom moes hulle, toe hulle die land ingetrek het, was die eerste hindernis was Jericho wat hulle moes in besit neem. En na hierdie oorwinning oor Jericho, moes hulle 'n klein stadjie Ai ook gaan in besit neem.
En dis waar ons teks van oordenking by inkom, waar Josua vir die manne gesê het, gaan kyk daar, hoeveel mense het ons nodig om daardie stadjie in te neem? Dit was 'n klein stadjie, want Ai beteken hoogte. Ons moet soontoe optrek en daarna gaan ons na Bethel toe, wat huis van die Here beteken. Nou dit was juist hierdie gedagte wat die besef by ons tuis bring, dat hier 'n geestelike les vir ons opgeteken is. Want daar was 'n geestelike oorwinning, of 'n oorwinning daar oor Jerigo. 'n Oorwinning in die kind van God se lewe kan ons dit ook van toepas. Daardie Jerigos wat op ons lewenspad is. Ons word gered, ons is deur die Jordaan waar ons vervul word met die Heilige Gees. Ons stap op hierdie pad, vervul met die Heilige Gees. En ons behaal daardie oorwinning. En dan lê die volgende stad voor wat voor lê. Die volgende stad wat vir ons 'n hoogtepunt moet wees. Na aanleiding van hierdie oorwinning wat ons gehad het, moet ons na die volgende een toe gaan, sodat dit 'n verdere hoogtepunt in die kind van God se lewe moet wees. En dan sien ons, toe hulle daar, en dan is dit om daar by Ai verby te gaan na die huis van die Here. En dit is die volgorde waarna hulle moes trek. Dit wat vir die volk 'n verdere geestelike hoogtepunt op pad na Bethel, na die huis van die Here moes wees, word vir 'n plek van hoogmoed, in plaas van hoogte, van 'n hoogtepunt in hulle oorwinnings, want ons sien daar was hoogmoed in hulle harte, want ek lees in Josua 7 vers 3, toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan, want hulle is daar maar min. Met ander woorde, hoogmoed wat in hulle harte opgekom het. Nou ons kan sê die volk, die rede vir hulle sonde was hoogmoed in hulle hart. Maar hoogmoed was die gevolg dat daar reeds sonde in hulle midde was. Want wat het gebeur? Ons weet dat Achan van die ban goed geneem het. Achan het gesondig. En daarom sê God se woord vir ons in Josua 7 vers 10 en 11. Toe sê die Here aan Josua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook van my verbond oortree, wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed. Kind van God, sien ons in hierdie gevaar wat vir ons hier voor lê, op die geestelike lewenspad wat ons gaan, daardie geestelike oorwinning, moet ons op 'n verdere geestelike hoogtepunt uitkom, wat baie keer vir die kind van God op 'n geestelike nederlaag neerkom. Hoekom? Want ons verslap in ons waaksaamheid. Ons is nie miskien meer so waaksaam soos wat ons moet wees nie. Op die ouend lei ons 'n neerlaag. En ek kan vir julle sê, hoe groter die oorwinning is, hoe groter is die neerlaag wat op kinders se pad kom. En ek het al gehoor dat predikante dit sê, dat hulle dikwels na 'n Sondag wat hulle die boodskappe gebring het, Maandag 'n geweldige aanslag in hulle gemoed ervaar. Wat daar 'n aanslag op hulle is, dat daar miskien 'n aanval kan kom van hoogmoed oor daardie boodskappe wat hulle gebring het, maar die Satan wat met sy aanslae kom, en daarom is dit so belangrik dat daar so gelet moet word, dat ons nie enigsins verslap in ons waaksaamhede nie. Want wat gebeur hier? Hulle toe oorwinning behaal. En hierdie volgende probleem, hierdie volgende staatjie, ag, is 'n klein probleempie. Ons hanteer dit sommer vinnig gou self. En is ongelukkig hierdie klein probleempies wat die struikelblok in die kind van God se pad word. Die oënskynlike oorsaak van hierdie neerlaag word gesien as hoogmoed. Maar hoogmoed was die uitvloeisel van sonde wat reeds in hulle midde was. Daar was reeds sonde in hulle midde. En daarom sien ons dat Achan van daardie baan goed gevat het. En daarom het daar hoogmoed gekom en het hulle geval. Nou kom ons praat net 'n bietjie kort oor bangoed. Dis belangrik om te snap wat onder die ban was, moes aan God oorgegee gewees het. En nooit weer teruggeneem mag word nie. Jy kan maar deur die Bybel gaan lees. Wanneer die Bybel sê iets moet met die ban getref word, dan was dit gewoonlik die silwer voorwerpe, die goue voorwerpe, die metale. Dit is aan God geheilig. Dit was onder die ban, maar dit het aan God toebehoort. Die ander dinge moes met die banvloek getref word. Dit moes met vuur verbrand word. Nou sien ons in Josua 7 vers 12, en die kinders van Israel sal nie standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyand die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Dis juis
na geestelike oorwinning, wat ons op ons hoede moet wees, en ongelukkig daardie geestelike oorwinning, is daar dikwels 'n verslapping wat intree, en ons waaksaamheid kom in gedrang, en ons lei 'n neerlaag. Hoekom? Want daar word partykeer van die ban geneem, wat nie aan ons toe behoort nie. Hierdie verslapping in die kind van God se waaksaamheid lei tot sonde. Nie sommer enige sonde nie, maar juis die sonde wat reeds onder die bloed gebring is. Wat gebeur wanneer ek gered word? Wanneer ek na God gaan en ek vra, Here vergewe my, noem ek sondes by die naam, en ek plaas dit onder die bloed van Jesus Christus. Die Here Jesus maak dit toe, dis 'n werklikheid onder die band, dis uit my lewe uit. En ek wil vir u sê, hoeveel kinders van God het van daardie band goed weer gaan haal, wat hulle lewens deel geword het van hulle lewens. Hoeveel mense het daar met sy redding, het hy die Here gevra, verlos my van die rookgewoonte, verlos my van hierdie drinkgewoonte, of watter sondes hulle mee besig is. En op die ou end, wat sien ons? Daardie sondes word teruggeneem in hulle lewens, en hulle begin weer met daardie sondes. Wat sê die Here in Josua 7 vers 12? Ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die ban onder julle uitverdelg. Ons kan nie met ban goed in ons lewens sit nie. Dit wat afgelê is onder die beheer van die Here. Ons mag dit nie vir ons terugneem nie. Dit is wanneer die kind van God daardie geestelike hoogtes van Jerigo se oorwinning behaal het, dat ons na sondes en versoekings uit ons verlede, uit die hoogte kyk met daardie gedagte, ons kan sondes hanteer. Sonde is nie 'n probleem nie, ek kan dit hanteer. En God se woord waarsku in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Kinders van God wat neerlaag ly, omdat hulle met bangoed in hulle lewens sit, en ook dikwels tot gevolg het dat geestelike neerlaag verder gelei word, en op die ou end kry ons dat kinders van God in neerlaag posisie lê en daar bly, en daarom dat die woord van God tot Josua gekom het volgens vers 10, staan op, waarom lê op jou aangesig? Want Josua was 'n verteenwoordiger van die volk wat gesondig het, en God sê vir hom, staan op. So sê God vir die kind van God, staan op, moenie in daardie toestand bly nie. Ons leef mos in 'n tyd waar kinders van God net nie meer die wil of die geloof het om na God terug te keer nie, as hulle gesondig het nie. God sê in hierdie dag vir daardie kind wat gesondig het, staan op. Waarom lê jy langer op jou gesig? Staan op, kom by daardie punt dat ons sonde sal aflê, dat sonde uit ons midde sal kom, daardie bangoed wat ons teruggevat het. En dit bring my by die tweede gedagte, Michmas, wat skuilhoek van die vyand is. In die tweede plek lees ons van Michmas wat oos van Bet-Aven lê. In die latere geskiedenis van die volk was dit die plek waar die vyande van die volk geskuil het, want Michmas beteken skuilhoek of verborge. Ek weet, dis verskillende gedeeltes in God se woord, maar as ek na die kind van God se lewe kyk vanuit hierdie gedagtes, dan sien ek die pad van die kind van God wat sonde in sy lewe toelaat. En op die ou end sien ek dis 'n skuilhoek waar sondes begin vermeerder. Want ons lees hier in 1 Samuel 13 vers 5 en die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg. 3000 strydwaans en 6000 perderuiters en voetgangers, soos die sand wat in die seestrand is in menigte. En hulle het opgetrek en laar opgeslaan by Michmas, oos van Bet-Aven. En dit is belangrik dat ons ook na hierdie rigting aanwysing sal kyk. Want hierdie gedagte sien ons oos van Bet-Aven, want 'n teruggevalle kind van God val nie maar terug en bly staties in daardie toestand nie. 'n kind van God wat teruggeval het, sal verder en verder begin terugval. En waar lê Michmas? Hy lê oos van Bet-Aven. Met ander woorde, ons is weer op pad terug woestyn se kant toe. Ons is weer terug voordat ons vervul is met die Heilige Gees. Ons is weer terug op pad na daardie val en opstaan lewe. Michmas wat skuilhoek of verborge beteken. Daar waar die kind van God teruggeval het in sondes, en as 'n uitvloei van hierdie teruggevalle toestand, begin daardie persoon nou 'n skyn of 'n voorgee lewe lei. Want ek is nie meer in die regte verhouding met die Here nie, maar ek wil nie hê dat mense dit moet agterkom nie. Daarom 'n skynlewe wat ek het.
Juis omdat die kind van God wat teruggeval het, wat in werklikheid agteruit beweeg het, in sy geestelike lewe, daardie agteruitgang ervaar, en weet ons dat daardie kind van God nadat met sondes gebind is. Daardie sondes wat ons by ons redding afgelê het, word deel van ons lewens. En soos wat Agab volgens Josua 7 vers 1 gesê het, moet ons let op wat daar gesê word. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan het van die bangoed geneem. Nou wat sê Achan oor hierdie bangoed toe hy uitgevind is, toe hy uitgevang is, toe die lot op hom val? Ek het naamlik een mooi mantel uit Sinjar by die buitgoed gesien en 200 sikkels silwer en 1 goudstaaf en 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeerend dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne my tent en die silwer daaronder. Achan het dit wat hy gesteel het probeer verberg deur dit te begrawe. Dit is soos die sondes in die kind van God se lewe wat nie bely word nie. Daardie sondes wat begin verborge raak en naderhand is daardie kind van God so neerlaag. Hy weet nie meer waar het dit begin nie. En dit is moeilik om terug te kom, want hy moet by die Here uitkom. Maar let op wat Achan se woorde volgens Josua 7 vers 21 wat ek aangehaal het, want hy sê hy het van die buitgoed geneem. Wat sê God se woord? Bangoed behoort aan die Here. Niemand mag dit vat nie. Die metale was vir God en dit moes daar na die hoofpriester gaan en dit moes daar by die altaar gehou word. Die ander goed moes met die vuur verbrand word. Nou wat doen Achan? Hy sê ek het van die buitgoed gesien. Wat was die buitgoed? Dit wat ons geregtig is om te vat wanneer ons veg teen die vyand. Dit wat ek geregtig is om te vat. Nou Achan sê ek het buitgoed gevat. Hy sê nie ek het bangoed gevat nie. Want hoekom? Hy probeer sonde regverdig. Hy probeer mooi name vir sonde soek. Wat sê God se woord dan verder vir die volk volgens Josua 7 vers 12? En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. En ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die ban onder julle uitverdelg. Hoe vreeslik wanneer die kind van God deur verborge en onbelede sondes self 'n ban geword het, omdat hulle in vyandskap teenoor God staan. Juis omdat sonde verwydering bewerk, want wat lees ek in Jesaja 59 vers 1 en 2? Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Nou moet u my reg verstaan, ek verkondig nie vervalleer nie. Maar die Heilige Gees is bedroef in die kind van God se lewe, wanneer daar sonde is, voortdurende sonde, sonde waarmee ons nie wil breek nie, sonde wat ons terughou, word die Heilige Gees bedroef. En God werk nie oor sonde nie, daarom moet die kind van God sonde bely. En dit bring ons by die volgende gedagte, God se oordeele kom uit Bethel uit. God se oordeele kom uit die huis van die Here uit. Die derde voorbeeld sien ons, toe die volk volhard het in hulle sondes deur die plek van goddeloosheid in stand te hou, het die oordeele van God by die huis van God begin, want ons lees in Hosea 10 vers 5, oor die kalf van Bet-Aven sal die inwoners van Samaria besorg wees, want sy volk sal oor hom treur en sy afgodspriesters oor hom sidder, oor sy heerlikheid omdat dit vir hom weggevoer is. En dan volg die woorde van Hosea 10 vers 15. En net so het Bethel aan julle gedoen weens julle ontsettende boosheid. In die môre vroeg is dit gedaan met die koning van Israel. Nou hoe lank sal God se waarskuwings nog moet uitgaan oor die sondes in kinders van God se lewe? Sondes waarvan God oortuig het en wat kinders van God nie wil bely nie. Hoe lank sal God nog die sondes en afgoderry wat in kerke ingesluip het, die kerk in totaal gesien, ingesluip het voordat kinders van God weer by daardie plek sal kom om te besef ons moet sonde bely, want as ons dit nie doen nie, gaan God se oordeele oor ons kom. Want ek lees in 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees
van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is. Dis daar uit die huis van die Here wat die oordeele sal kom, omdat daar sonde in die kerk gekom het. En ek wil vir u sê, daar is nie meer 'n godsvrees onder kinders van God nie. Ons het God afgebring op ons standaard. Hy het maar vir ons 'n maatjie geword. Daar is nie meer daar die heilige respek nie. En ek wil vir u sê, as ons so voortgaan, is ons besig om te sondig en God se oordeele gaan oor kinders van God kom. Nou die oplossing, God het verlos toe die geveg by Bet-Awen verbygegaan het. Nou die laaste gedagte wys uit 'n ander deel van die geskiedenis. Want ek lees in 1 Samuel 14 vers 23, en die Here het Israel op die dag verlos, toe die geveg dan by Bet-Awen verbygaan. Nou wat het hier gebeur? Jonathan het nie soos die ander bly sit en wag vir die oormag wat daar by ekskuus, die naam het my nou vir ontgaan, by daardie waar die magte by mekaar gekom en daardie skuilhoek. Hy het nie daar gesit en wag dat die vyand moet die oorhand oor hulle kry nie. Nee, hy en sy wapendraer het 'n klein bendetjie geword. En met die woorde van God, volgens 1 Samuel 14 vers 6, sien ons, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Die plek waarna ek wou verwys is Michmas. Ekskuus, dit het my vir 'n oomblik ontgaan. Hy het nie daar by Michmas bly sit nie, daar waar die magte saamgetrek het nie, maar as 'n klein bendetjie het hy opgestaan, en hy het geweet daar's verlossing in die naam van die Here. Toe Jonathan in die naam van die Here optree, het die geveg uitgebrei tot by Bet-Awen verby, en is die vyande van God se volk verslaan. Kind van God, is dit nie wat God in hierdie dag aan ons kom uitwys nie? Wanneer daardie kind van God gebind deur bande van sonde, soos Jonathan in naam van die Here verlossing aanvaar, dan sal daar 'n oorwinning tot by Bet-Awen wees. Waar Ai is, sal dit verbygaan, sodat daar herstel sal kan wees vir die kind van God, om oorwinnend op hierdie pad te kan loop. Hoe begeer die Vader dat sy kinders oorwinnend sal optree? Dit gaan beteken ons sal self moet ondersoek doen. Ons lewens gaan ondersoek, Here, wat het ek teruggevat? Dit wat ek bely het, waarmee ek weer in my lewe sit. Ons sal dit moet bely aan die Here. Ons sal ander sondes wat ons daarna gedoen het, sal ons moet bely aan die Here, laat dit onder die bloed kom. Hoe begeer die Vader dat die kinders van God weer in gehoorsaamheid heilig sal lewe? Hoe begeer die Vader dat sy kinders se woorde en dade sal korrespondeer? En as ons sou struikel, dan het ons 'n voorspraak in die persoon van Jesus Christus, wat versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Daarom weet ons kan na hom toe kom. Kan ek hierdie boodskap saamvat? Ons het gesien dat plekname 'n besondere betekenis kan inhou. Vir die sondaar het die name Golgotha en hel 'n besondere betekenis, omdat die weg van die sondaar na die ewigheid aangedui word, indien hy by Golgotha verby sou gaan. Ons het gesien dat Bet-Awen by Ai, wat oostlik van Bethel is, vir die kind van God 'n besondere boodskap inhou, deurdat die kind van die God daardie hoogtepunt by Ai moes bereik, maar op die ouend het dit uitgeloop op 'n laagtepunt, omdat daar sonde in hulle midde was. Dit bring ons by die strikke wat op die kind van God se pad is, by daardie nietige ou sondetjies, waaroor ons dink ons kan heers. Sou ons in daardie stryk van sonde trap en dit probeer verberg, dan sal ons terugval in sonde tot oneer van God se naam. Ja, die kind van God sal self so ver gaan, dat sonde wat bangoed is, om dit te probeer verregverdig deur dit mooi name te gee. Daar is oorwinning in Jesus, maar sou ons as kinders van God weier om daardie sonde te bely, dan moet ons verseker weet dat die tyd sal kom dat die oordeel sal begin by die huis van die Here. God se oordeele wat onder sy kinders gaan begin, omdat mense nie meer God in waarheid wil dien nie. En daarom die vraag, het jy 'n geestelike oorwinnende lewe, of moet jy dalk erken dat jou lewe 'n voorgee lewe geword het? Het jy werklik klaar gekry met sonde, of sit jy met sondes wat jy tot in hierdie dag probeer regverdig? God sê, staan op
Waarom tog lê jy op jou aangesig? Staan op en laat jou met God versoen. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied hierna sing nie, so ek gaan afsluit en dan gaan ek die seëngebed uitspreek. Here, ons sê vir U dankie dat hierdie woord afgelewer kon word. Here, baie dankie dat U die naprediker is en Here, dat U hierdie woord in harte kan kom verklaar. Here, ons wil bid dat ons werklik sal besef ons staan voor 'n heilige God. Here, U oog deursoek alles. Daar's niks verborge voor U nie. Here, laat ons net die oorsaak sal wees dat ander ly, dat ander gevolge het omdat ons nalatig en ongehoorsaam is nie. Want Here, ons weet met die slag van Ai, toe hulle opgetrek het die eerste keer, het 36 man hulle lewe verloor. En Here, dit deur een persoon wat bangoed gesteel het. Daarom bid ons, Here, dat ons nie met sonde in ons lewens sal sit wat maak dat ander struikel nie, maar laat ons hierdie pad sal loop tot eer en verheerliking van U naam. Dankie Here, ons kan dit bid in die groot naam alleen. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met U wees en bly. Amen.